Ek het opgemerk dat daar gereeld van deelnemers aan kompetisies op TV gevra word om te vertel wat hulle in hulle vrye tyd doen. Wat 'n stokperdjie hulle beoefen onder andere. Hoe hulle ekstra tyd gebruik. En dit het my laat wonder, pas dit by ons as Christene? En weet jy dat die term stokperdjie kom eintlik uit die 19de eeuse industriële revolusie, nadat mense begin het om vir salarisse te werk en dan skofte gehad het byvoorbeeld en tye tussen werk en tuiswees. En toe het die term hobby horse begin die rond te doen, wat eintlik maar net op 'n klein perdjie of 'n stokperdjie, 'n kop van 'n perd met 'n sê nou maar met 'n wiel, wat die kinders mee gespeel het. En dit het met die tyd verander om 'n beskrywing te word van die benutting van tyd wanneer jy eintlik nie werk nie. En toe het ek ook agtergekom dat dit nie net iets alternatief is vir luiheid nie, vir niks doen nie, maar dat 'n mens ook in jou vrye tyd goed besig kan wees. Jack Hayford byvoorbeeld, hy het die Nuwe Testamentiese Grieks as 'n stokperdjie geleer, wat op die ou einde gelei het daartoe, dat hy by die maak van die baie bekende Spirit-filled Life Bible 'n belangrike rol kon speel om hierdie Bybel tot stand te laat kom. En dit deur 'n stokperdjie wat hy beoefen het. En ek dink ons moet gereed wees om ons vrye tyd goed te spandeer. Dit beteken nie dat 'n mens net agteroor sit en niks doen nie, maar dat jy ook in jou vrye tyd positief besig kan wees. En nou ja, ek weet nie hoeveel mense met my gaan saamstem nie, maar ek dink 'n goeie vrye tydsbesteding is om 'n bietjie 'n diepte ondersoek te doen na die inhoud van die Bybel, die boodskap van die Bybel, daardie dieper boodskap wat nie so ooglopend sigbaar is as jy hom net lees nie. So, kom ons neem die Bybel en die ondersoek van die Bybel as 'n stokperdjie, as ons dan tyd daarvoor het, en loop mooi.